En nou met die wete dat die Here deur die bloed van die Here Jesus Christus ons gewete, ons siel, ons hart volkome skoon gewas het en ons volkome vrygespreek het van al ons oortredings, nou kan ons saam ons fokus begin plaas op sy woord en op sy stem. Kom ons sit so en ons sluit ons oë in gebed. Almagtige Hemelse Vader, ons loof U, ons sluit aan by die liedere wat ons tot dusver gesing het, ons loof U en ons prys U vir U grootheid, vir U almagtigheid, die wete dat ons bestaan, die feit dat ons hier is vandag, alleenlik toegeskryf kan word aan U liefde en U genade vir elkeen van ons. Dankie Here dat ons sopas ons skuld kon bely en kan weet dit word van ons weggeneem, so ver soos die ooste vanaf die weste. Al daardie kere wat ons brouwerk opgelewer het, in plaas van bouwerk vir U koninkryk. Here, waar ons nou voortaan gaan stil raak, met 'n nuwe hoofstuk, 'n nuwe fase, 'n nuwe tydperk in ons gemeente, se welstand en funksionering gaan ingaan, bid ons dan spesifiek ook, Here, vir U teenwoordigheid, maar meer nog U leierskap. Ons nooi uit, Here, gaan ons vooruit en ons sal in volle geloof en gehoorsaamheid U volg. Seën asseblief ons saam wees, ons dink aan hulle wat nie vandag hier kan wees nie, wat die rede ook mag wees, gesondheid of werk. Ons vra dat U ook daar waar hulle is, hulle veilig sal bewaar. Daarmee saam ook lede wat ons volg by die huis, via die opname, mag U hulle ook daar waar hulle tans verkeer, U grootheid en U teenwoordigheid in besonder ervaar. Ons bid dit alles in U groot naam alleen. Amen. Vriende, soos reeds genoem, begin ons as gemeente vandag met die uitnodiging om 'n splinternuwe strategiese en biddende pad te begin stap onder die hooftema soos op die skerm, die behoefte om te bou. Dit staan ook bekend, sy ander naam staan ook bekend as die Nehemia projek. Wanneer ons na die boek Nehemia kyk, glo ek elkeen van julle sal met my saamstem dat 'n mens grootendeels 'n prentjie van 'n fisiese konstruksie sien wanneer jy so deur die boek lees. 'n Beeld van klippe, 'n beeld van poorte, 'n beeld van troffels wat opgetel word. Maar vriende, vanoggend gaan ons ter inleiding sien dat die bouwerk en die storie van Nehemia ver voor die bouperseel self al begin het. Dit begin eintlik vooraf in 'n paleis honderde kilometers weg vanaf Jerusalem, waar een man op sy knieë gegaan het. Voor die eerste fisiese klip in Jerusalem opgetel is, het die konstruksieproses eers vooraf in Nehemia se hart begin ontwikkel. Nou vriende, ek deel met julle ter inleiding spesifiek hierdie beeld, want ek weet vir 'n feit dat die Here oor die afgelope tyd dit meer en meer by my begin tuisbring het, dat ons as gemeente voor hierdie selfde uitdaging geplaas moet word. Dat ons as gemeente 'n tydperk moet ingaan wat ons onder leiding van die Heilige Gees en na afloop van die pragtige Pinksterreeks wat ons sopas gehad het, waar die Here met die gemeentes in Openbaring praat en hulle positiewe en hulle negatiewe vir hulle uitwys, dat ons ook nou voortaan binne hierdie koninkrykstydperk 'n tydperk moet ingaan wat ons op 'n praktiese wyse
na ons gemeente se mure sal begin kyk. En as ek praat van mure, dan praat ek nie van die letterlike mure dat ons om die gebou moet gaan stap nie. Nee, dit verwys na 'n tydperk wat ons as gemeente ons huidige bedieninge, ons huidige strukture evalueer. Wat ons huidige bedieninge, ons huidige strukture herstel en verbeter waar nodig. Maar daarmee saam, ook vir onsself onder leiding van die Heilige Gees afvra, is daar nie dalk enige nuwe bedieninge en strukture wat ons dalk op die been moet bring, waar daar leemtes en behoeftes voor is op hierdie stadium binne die konteks, die gemeenskap van ons gemeente nie. Maar, en hierdie is die belangrikste deel, vriende, voordat enige een van ons 'n fisiese troffel kan optel en fisies kan begin, prakties kan begin met die bouwerk, is dit nodig dat ons eers seker maak dat elkeen van ons se harte gereed is en voorbereid is vir hierdie nuwe konstruksieproses. Die Here werk al 'n geruime tyd met my as individu oor hierdie proses en ek het al begin om met die kerkraad oor hierdie proses, oor hierdie konstruksieproses mee te begin praat. Maar vandag vloei dit oor vanuit die kerkraad, vanuit die konsistorie uit, nou na die banke toe, na julle toe, sodat julle ook saam met ons opnuut geestelik voorberei kan begin word vir hierdie bouproses, hierdie konstruksieproses wat voor lê. En ek wil hê, jy moet vandag eendag weet, dis nie 'n proses waarop ek as leraar enige een van julle gaan dwing nie. Dis nie die wil wat ek het vir die Nehemia projek nie. Ek glo ook nie dis die Here se wil, dat dit iets moet wees wat op jou afgedwing word nie. Ek wil eerder hê, en ek glo ek praat namens die kerkraad en die Here ook, dat dit eerder 'n bouproses moet wees waaraan jy vrywilliglik wil deelneem, waaraan jy vrywilliglik aan deel wil wees, want soos wat Nehemia onder leiding van die Here se teenwoordigheid sy opdrag, sy roeping aan die volk oorgedra het in Jerusalem en hulle almal op die ouene by daai eenheid uitgekom het en saam uitgeroep het vrywilliglik, kom ons bou. So hoop ek en bid ek en wens ek saam met die kerkraad en onder leiding van die Gees, dat hierdie konstruksieproses julle harte, net soos myne, sal warm maak, dat ons op die ouene saam met Jesaja sal kan uitroep en sê, hier is ek, Here, gebruik my, benut my, ek wil help bou, ek wil help uitbou aan die gemeente, wat hier dan ook deur die Here self gestig is in Morelig. Daarom het ek dit goed gedink dat voordat ons enigstens prakties in die tyd wat voor lê, enige praktiese veranderinge of bouery gaan inbring, dat ons net eers geleentheid gee en kyk na Nehemia en kyk hoe het die Here spesifiek begin deur vir Nehemia geestelik voor te berei, voordat hy by die prakties kom. Hoe het hy hom geestelik voor te berei en dit dan hermeneuties oor te dra na die jaar 2026 en dan ook saam te kyk en saam te vra, maar hoe kan dit dan ook bydra dat die Here ons as gemeente geestelik in ons hart begin voorberei vir hierdie pad, vir hierdie nuwe visie, vir hierdie konstruksie wat voor lê. En met dit nooi ek jy uit, kom ons lees saam Nehemia hoofstuk 1. Ons lees daar die verhaal van Nehemia, seun van Gakalja. Dit was die maand Kislev, die 20ste jaar. Ek was in die vestingstad Susan. Genani, een van my mede-amptenare, het daar aangekom uit Juda. Hy en 'n paar ander manne. Ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeërs wat uit die ballingskap vrygelaat is en teruggegaan het, en oor Jerusalem, en hulle het vir my gesê,
Die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot ellende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om en die stadspoorte is verbrand. By die aanhoor van die woorde het ek gaan sit en gehuil en dae lank getreur. Ek het gevas en tot die Here van die hemel gebid. Ek het gesê, ag Here, God van die hemel, groot en onsagwekkende God, wat u verbond en die troue liefde handhaaf teenoor die wat vir u lief het en u gebooie gehoorsaam. Luister tog, gee tog ag op die gebed wat ek, u dienaar, sonder ophou tot u bid. Ek bid vir u dienaars, die Israeliete. Ek doen belydenis van die sondes wat ons teen u begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het u nie geëer nie. Ons was ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat u aan u dienaar Moses gegee het. Dink tog aan die belofte wat u aan die dienaars Moses gemaak het. As julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle tot my bekeer en my gebooie gehoorsaam en nakom, sal ek julle weer bymekaar maak. Al is julle oor die hele aarde versprei. Ek sal julle terugbring na die plek toe wat ek gekies het om my naam daar te laat woon. Hulle is u dienaars, u volk vir wie u met u groot mag en krag gered het. Ag Here, luister tog na die gebed van u dienaar en na die gebed van u dienaars. Hulle vir wie dit 'n vreugde is om u naam te eer. Laat my tog voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my simpatiek gesind wees. Ek was die koning se skinker. Net tot sover ons gedeelte vandag. Nou vriende, ter inleiding hier in die eerste hoofstuk van Nehemia, maak ons kennis met hom wat sy naam Nehemia is, en ons leer hom ken as iemand wat in diens staan van die Persiese koning in die hoofstad Susan. Hy stel homself voor en hy sê aan ons dat hy die koning se skinker is, maar ons weet ook dat hy daardie persoon was wat onder andere op 'n daaglikse basis al die kos en die drinkgoed van die koning vooraf moes proe om seker te maak dat dit nie dalk vergiftig is nie. Dit was beskou as 'n baie hoë en invloedryke vertrouensposisie wat Nehemia beklee het, daar in die paleis, en dit het hom ook sodoende daagliks toegang gegee, direkte toegang gegee tot die Persiese koning. Nou iets wat vir my baie interessant is dat toe Nehemia hoor van die omstandighede en die tragiese toestand van die stad Jerusalem, lees ons, het dit hom geweldig ontstel. Hy was geweldig hartseer daaroor, hy het gerou, hy het gaan huil, hy het homself afgesonder, en die vraag wat ek met dit by jou opbring is, maar hoekom? Want dink gou vir 'n oomblik saam met my vriende, Nehemia het self nie Jerusalem geken nie. Hy het nog nooit in sy lewe die stad Jerusalem besoek nie. Hy is honderde kilometers vanaf Juda, vanaf Jerusalem af, is hy binne die Persiese Ryk in die tyd van ballingskap gebore. Hy het honderde kilometers weg van Juda en van Jerusalem af, binne die Persiese Ryk as 'n Persiese landsburger groot geword. Hy het daar begin werk, hy het hom daar self opgewerk tot hierdie hoë vertrouensposisie in diens van die koning. Maar as dit kom by Jerusalem self, hy het maar net die stories gehoor en die verhale van die gebeure van die verlede. Hy het geen fisiese koneksie met hulle op hierdie stadium gehad nie, want hy het nooit daar gekom nie. Hy het nie nog nooit die stad in sy lewe gesien nie. So waarom hierdie belangstelling? Waarom hierdie omgee en daarmee saam, waarom hierdie groot hartseerheid? Wanneer hy hoor oor hoe sleg dit gaan met die ballinge wat teruggekeer het Jerusalem toe, en hoe die stadsmure nog in hope van puin lê en die stadspoorte verbrand is. Hoekom het dit hom so geweldig en so diep geraak? En vriende, ek dink dit is hier waar die eerste mooi van die boek as ook die bouproses na vore begin kom.
Daar's twee redes hoekom dit so geraak het. Nommer 1 sê Nehemia vir ons later in die 2de hoofstuk vers 12. Hy sê dat die Here het hierdie hele beginsel van uitvra en omgee en hartseer wees en die oorgang om die besluit te maak om leiding te vat en hierdie stad te gaan bou. Die Here het dit self in sy hart geskryf. Al bly hy hoe ver weg van Jerusalem af, al ken hy glad nie die fisiese omstandighede daar nie, want hy was nie daar nie. Lees ons, die Here het die inisiatief geneem om vir hom te kies en by hom daardie beginsel te skep van vra uit hoe gaan dit, gee om en doen iets daaromtrent. Tree in. Bring die nodige verandering. So die eerste mooi wat ons hier sien, is dat hy maak dit baie duidelik. Hierdie emosie wat hy ervaar, hierdie omgee wat hy ervaar, hierdie roeping wat hy gekry het, kom van nêrens anderste nie as die Here self wat die inisiatief geneem het en hom as persoon kom aanraak het. Dis die eerste ding. En dan daarmee saam 'n baie mooi tweede punt wat ons ook sien tydens sy groot gebed hier in hoofstuk 1 wat ons sopas saam gelees het. Alhoewel hy iemand was wat ver weg van Jerusalem in 'n luukse paleis gebly het, is daar nie een oomblik wat Nehemia gedink het, hy is beter of bo of uniek of anders as die ander Jode nie. Hy het nooit gedink hy's beter as hulle. Inteendeel, ons lees in hierdie gedeelte hoe hy homself ten volle met sy volk se skuld en lot vereenselwig. Al ken hulle nie, al is hy nie fisies daar nie, hy vereenselwig hom ten noue met hulle skuld en met hulle lot. Al was hy 'n Persiese landsburger, was die mure van Jerusalem en was die mense van Jerusalem en veral die God van Jerusalem nog steeds deel van sy menswees, van sy DNA en van sy karakter. Jahwe, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van sy voorvaders, was ook nog steeds, ten spyte van die ver afstand, en ten spyte van die ballingskap, en ten spyte dat hy daar groot geword het binne die ballingskap, was dit nog steeds sy God gewees. En omdat dit alles nog deel was van hom, het hy ook vasgeglo en was hy vas oortuig daarvan, dat al die voorwaardes en al die verantwoordelikhede met hierdie deel wees dan ook op hom rus nog steeds. Want weet jy wat, vriende, hy kon so maklik net gesê het, ag, wat daar in Jerusalem gebeur, het niks met my te doen nie, ek het nie enige verantwoordelikhede daar nie, ek bly mos nou hier in die luukse paleis in die Persiese Ryk, so, hulle moet maar doen wat hulle wil, ek gaan fokus op my taakie. Nee, weens daai bloedlyn konneksie, sê hy, al sit ek hier, lê my verantwoordelikheid nog steeds daar, want dit is nog steeds my God en my mense en my stad, soos wat dit deur die geslagte heen gekom het, ek is deel daaraan, en daarom deel ek ook in die verantwoordelikhede van wat daai kant moet geskied. Nou kom ons trek dit hermeneuties deur na ons toe hier, by Noordgemeente. Die eerste belangrike ding wat ek dink by elkeen van ons moet gebeur tydens hierdie konstruksieproses in ons hart, is dat elkeen van ons op daardie punt moet kom onder leiding van die Gees, dat ons ook soos Nehemia vanuit 'n belydenis wil sê, ek kan nie sonder die Here nie, ek wil nie sonder die Here nie, omdat die Here my God is, kan ek en wil ek en moet ek ook aanmeld om te help bou aan sy gemeente. Ons moet op 'n punt kom wat ons vanuit ons hart uit wil bely, hoe ons sê, ons kan voel hoe die Heilige Gees vir elkeen van ons kom sê, sien om, kyk na, wees deel van die gemeente se welstand,
Wees deel van die gemeente se funksionering. Ons moet op 'n punt kom waar ons soos Nehemia kan voel en kan sê, die Here roep my as lidmaat van hierdie gemeente, om ook my deel te doen, om ook my betrokkenheid te toon, sodat ek ook kan help, dat hierdie mure simbolies gebou, herbou kan word, en dat ons gemeente kan groei en verder ontwikkel, en meer net God se wil in ons gemeenskap sal ingaan en sal vergroot. Maar tweedens op 'n meer praktiese wyse, vriende, ek wil u uitnooi. Kyk net so saam met my na die gebou. Na al die bakstene. Bakstene begin onder op die grond en ry vir ry gaan hulle op tot by die dak. Weet julle wat simboliseer hierdie bakstene? Hierdie bakstene simboliseer elke individu, elke gesin, elke lidmaat, elke kerkraadslid, elke dominee, elke kind van die Here wat al in en deur hierdie gemeente beweeg het. Elkeen van hierdie bakstene simboliseer hulle wat al insette oor die jare gelewer het binne hierdie gemeente. Daar was mense wat aanvanklik deel was toe hierdie fondasie gelê is. En daar's mense wat deel was van die eerste paar rye van hierdie gebou wat gebou is. En geslag na geslag het daar nuwe lidmate na vore gekom. Kinders wat groot geword het, wat volwasse geword het, wat by hulle pa en hulle ma en by hulle oupa en hulle ouma oorgeneem het en verder begin bou het aan hierdie gemeente, wat verder begin bou het aan hierdie koninkryk van die Here, soos die Here dit hier gestig het. Elkeen van hierdie rye wat op mekaar volg, simboliseer die geslagte, die persone wat op mekaar gevolg het en hierdie bouproses voortgesit het. Julle is die bakstene van die kerk. Julle is die pilare van die kerk. Julle is die individue, die persone wat 'n kerk bou, wat hom herbou, wat hom laat groei, wat hom laat floreer, wat sy taak laat verrig in die gemeenskap. En dis ons taak om by ons voorgangers, ek raak so opgewonde, ek verloor my mikrofoon. Dis ons taak, dis ons verantwoordelikheid by hulle wat voor ons die pad gestap het, die aflosstokkie oor te neem en verder voort te gaan met hierdie bouproses. Ek kan julle beloof in die jare wat verby is, hierdie laas simboliseer tye van vreugde in die gemeente, tye wat dit goed gegaan het en die bouproses mooi en lekker was, maar tussen hierdie bakstene, simbolies dink ek is daar ook tye van swaar, tye van bloed, tye van beproewing, waar mense dalk, gemeentelede dalk met hulle hande in hulle hare gesit het en hulle hare in hulle hande gesit het en persoonlike uitdagings en gemeenskapsuitdagings, die groeiproses, die bouproses belemmer het, maar waar ons sien hoe die Here se Gees ingetree het en hierdie gemeente gehelp bly bou het tot waar ons is vandag. Dit alles is simbolies in hierdie mure. Dis alles simbolies in die getuienisse wat julle al gehoor het by julle paas en by julle maas en by julle oupas en julle oumas en by vorige geslagte, hoe die Here 'n pad stap van geslag tot geslag met sy mense, met sy kinders. Daarop moet ons voortbou. Ons het die taak, ons het die verantwoordelikhede, omdat hierdie die huis van die Here is, omdat dit die huis is van vorige lidmate, en dalk van ons oupas en ons oumas, het ons die verantwoordelikheid om daarmee voort te gaan. Dis 'n vorm van respek teenoor die Here, om voort te gaan met die bouproses. Dis 'n mate van respek teenoor hulle wat die werk voor ons begin het, om daarmee aan te hou. Ons kan ook maklik net sê, ek was nie deel van die stigting van hierdie kerk nie. Ek was nie deel van die begin van die jare van hierdie kerk nie. Ek was nie deel van die beloftes wat hier aanvanklik gemaak is, toe hulle die deur vir die eerste keer oopgemaak het nie. Maar ons is. Want ons glo in die Here, hy is ook ons God.
Daardeur is die beloftes en die opdrag wat aanvanklik aan hierdie gemeente gegee is, dag 1 toe die Here dit hier geplant het, is onder andere ook ons verantwoordelikheid om op voor te bou. Weet julle waar sien ek nog so praktiese voorbeeld in vandag se dae in die wêreld? Geloftedag. Vandag se mense sê al te maklik, ek was nie deel van die belofte nie. So ek het nie 'n verantwoordelikheid om dit na te kom nie. Ek en jy dien dieselfde God. Ons voorouers, ons voorgeslagte het daai belofte gemaak. En omdat hy dieselfde God is en ons familiebande het met hulle wat daai belofte gemaak het, bly dit ons verantwoordelikheid om hulle belofte voor te sit. Nie net met geloftedag nie, maar ook hier in die gemeente. Die verslag, het julle gehoor het nie, die verslag wat hulle vir Nehemia gegee het, was eerlik en dit was opreg. Dit was eerlik en dit was in 'n mate uiters ontstellend geweest. Ons lees dat Nehemia het ontsettend emosioneel geraak toe hy hoor. Daar's geen maskers voorgehou met die voorgee van die verslag oor die toestand in Jerusalem nie. Daar's ook nie net voorgegee nie. Daar was eerlikheid en opregtheid. En weet jy wat, vriende? Gemeentes in vandag se dae is al te geneig om te maklik net te sê, dit gaan goed met ons. Dit gaan goed met ons. Maar gaan dit regtig so goed? Baie keer is dit 'n masker of 'n voorgee wat gemeentes doen. Hulle wil nie erken dat daar foute is nie. Hulle wil nie erken dat daar dalk miskien 'n behoefte of 'n noodsaak is vir 'n herbouproses, 'n herstelproses, en nie dink oor sekere dinge nie. Wat die rede mag ek weet nie. Kan dalk wees hoogmoed, dit kan wees oor die eie ek, dit kan wees oor luiheid, want as ons sien daar's foute, dan beteken dit ons moet iets gaan doen en ons is nie lus nie. Daar kan 'n eindelose redes wees, maar kerke is baie keer geneig om net te maklik te sê, dit gaan goed met ons. Ons het nie werk nie. Ons het nie nodig om enige krake in ons muur te gaan soek en te herstel nie. Hoeveel kerke in Openbaring het nie so gesê, en dan kom die Here en wys hy vir hulle die krake uit. En sê, julle dink julle is op die regte pad, julle dink julle doen die regte ding, maar kom ek wys vir julle, hier moet julle verbeter, daar moet julle groei, daar moet julle terugkaai na my toe, daar moet julle weer julle hoofprioriteit maak. Ons sien dit met al 7 gemeentes. Dit is belangrik, as ek en u 'n bouproses wil aanpak, of dit nou individueel is as individu, of as 'n huwelikspaar, of as 'n gesin, of as 'n besigheid, of as 'n gemeente, dan moet ons bereid wees om eerlik te wees. Dit beteken dat ons moet ook bereid wees om soms daardie moeilike en ongemaklike vrae te vra. Wat werk nie? Wie moet ons aanspreek? Wie moet ons reghelp? Wie moet ons vervang? Wat moet ons vervang? Wat moet ons herstel? Ongemaklike vrae wat ons baie keer nie wil vra nie. Maar dit gaan oor die wil van die Here en dit gaan oor sy koninkryk, en daarom moet ons bereid wees om hierdie eerlike en opregte stapte in tree te volg. As ons met 'n gesonde bouproses wil begin, dan is dit altyd belangrik dat ons begin met 'n eerlike inventaris. Ons kan nie herstel en herbou wat ons weier om te erken stikkend is nie. So ons moet ons eie trots in ons sak steek, waar ons sien daar's foute, en ons moet dit nie net probeer toesmeer met polyfilla nie, ons moet sê, hier kort werk. Hierdie bediening kort hulp. Hierdie bediening moet ons nie oordink. Daai aksie moet heringekleer word. Dit werk nie. Of dit val op hierdie stadium. Of daai kort groei. Daai kort meer passie. Sodat ons kan terugkom waar dit moet wees, soos die Here sy kerk wil hê en dit moet wees. Nou as ons kyk na Nehemia se gebed, dan fokus hy op 3 goed. En dit toon vir ons hoe hierdie geestelike voorbereidingsproses, hoe die hart gereed maak vir die konstruksieproses, hoe dit vloei. Eerstens in vers 6 en 7 bely hy
die kollektiewe skuld. Met ander woorde, hy sê, ek en my familie het gesondig. En dit is waar 'n gemeente moet begin as hy 'n herbouproses doen en hy sien daar's foute. Wees bereid om dit te erken, neem dit na die Here toe en sê vir die Here, Here, weet jy wat, ons as gemeente het dalk die afgelope tyd gefaal ten opsigte van dit. Here, ons het ons nie meer u wil volkome uitgeleef nie. Here, hier het ons afgedwaal van wat u wil vir die gemeente is. Ons is jammer. Ons is jammer. Erken die skuld, erken die foute en vra vir die Here om ons te vergewe. Stap 1, stap 2. Ons lees in verse 8 tot 9, hy fokus op God se beloftes. Met ander woorde, dis waar ons onsself weer opnuut herinner, wat was God en is God se opdrag aan die gemeente? Wat wil die Here hê moet in sy kerk gebeur? Ek kry al hoe meer te doen in die bediening met mense wat vir my wil sê, die kerk moet sy way wees, of haar way wees. Dominee, jy sal dit so doen, want dit pas my as individu. En dominee, jy sal nie dit doen nie, want dit pas my as individu nie. Hoor my mooi vandag, die kerk gaan nie oor jou nie. Die kerk gaan oor die Here. En ons sal die Here se wil volg, nie die mense wil nie. En daai hersetknoppie moet ons druk. Want dit gaan nie oor die eie ek nie, dit gaan oor God se wil en God se plan vir hierdie kerk. Ons bely almal, hy sit in die voorsitter se stoel, nie jy as individu nie. En dan derdens, bid hy vir praktiese sukses. En daarmee bedoel hy, ons moet hande vat. 10 mense kan nie hierdie kerk staande hou nie. 10 mense kan nie hierdie kerk herbou nie. 10 mense kan nie hierdie kerk laat groei en floreer nie. Ons is 405 mense op ons boeke. Elkeen van ons sê, ons is lidmate van hierdie gemeente. Dit beteken, elkeen van die 405 moet toelaat dat die Here hulle gees voorberei, hulle hart voorberei, en dan daarna bereid wees om fisies die troffel op te tel. Maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie, en help te herbou aan die gemeente soos die Here dit wil hê. Vir 140 jaar het die mure van Jerusalem in puin gelê. En weet jy wat, vriende? Dit het in puin gelê nie omdat daar 'n tekort aan klippe en boumateriaal was nie. Die materiaal was meer as genoeg. Die hande het gekort. Die mense wat bereidwillig is om op te staan en te sê, hier is ek. Ek is bereid om te help bou. Ek is hier om te help herstel. Ek wil graag hê die stadsmure moet weer wees soos die Here dit beplan het. Ek wil deel wees van hierdie herkonstruksieproses. En dit beteken dat die tyd wat voorlê, vriende, is nie net 'n eksterne projek nie, maar dis ook 'n tydperk van interne roeping. Want die Here moet hier binne vanuit elkeen van ons werk, sodat dit kan oorvloei na ons hande toe en ons so hande kan vat en hierdie gemeente kan bou. En daarom ten slotte sluit ek af met huiswerk. En ek bid en ek vra asseblief, nie net vandag of in die week wat kom nie, maar in die weke en in die maande wat voor lê, asseblief gaan saam met my op die knieë en bid vir die volgende. Nommer 1, dat die Here opnuut aan ons dit sal kom openbaar. Wat is sy wil vir ons gemeente? Gaan saam met my van vandag af opnuut op die knieë en bid spesifiek vir die welstand en die funksionering van ons gemeente vir die pad vorentoe. Bid saam met my dat die Here sy bloudruk vir ons sal kom toon. Wat is die impak wat hy wil hê ons moet maak hier in Morrelig? Onthou, die kerk is nie net hier gesit maar net, somme maar net nie. Die Here het dit hier geplaas, hier langs die skougrond, met 'n doel. Daar's 'n taak wat ons moet verrig en ons moet opnuut vir die Here vra, wat is daardie taak? Help my bid dat die Here elkeen van ons se harte van binne af opnuut sal warm maak. Dat ons soos daai Emmaus
gangers net na die tyd sal voel, maar die Gees is hier, die Gees is in my, die Gees maak my dat ek nie anders te kan as om net te sê, Here, hier is ek, gebruik my soos wat U my nodig het nie. Maar meer nog, ek bid en ek vra dat U saam met my op die knieë sal gaan, dat ons as gemeente meer met onsself en met mekaar eerlik sal wees oor waar is daar werk nodig? Waar is daar verandering nodig? Waar is daar herbou nodig? Dat ons nie net oogklappe op ons oë sal sit nie, dat ons nie net sal wegkyk nie en sal sê, ag, weet jy wat, iemand anders sal dit doen, ek hoef nie betrokke te raak nie, maar dat ons opreg en eerlik en toegewyd deel sal wees van hierdie pad vorentoe. En daarmee saam bid ek ook en vra ek, bid saam met my, dat die Here vir ons persone sal uitwys met die gawe, of om te help met 'n huidige bediening, wat ons weer opnuut aan die gang moet kry, of dalk met 'n gawe vir 'n nuwe bediening, wat ons nog nie op hierdie stadium het nie, maar wat ons gemeenskap nodig het, dat die Here daardie persone vir ons sal uitwys, sodat ons ook daar waar ons tekort skiet en groei benodig, dat ons daar aan die werk kan begin spring met ons bouproses. My droom, en ek glo die Here ook se droom vir hierdie gemeente, is nie net lidmaat betrekking nie, maar ook lidmaat bemagtiging, sodat elkeen van ons meer en meer op ons eie en in groepe saam sal begin om die werk van die Here te bedien teenoor die gemeenskap, soos wat hy ons roep, soos wat hy ons oplei en aanstel om dan ook te verrig. Maar weer eens, ek kan dit nie sonder U doen nie. En die prakties kan nie geskied as ons nie vir die Here vra, berei ons harte voor nie. Daarom, in die weke wat kom, mag dit dan ook een van die vele onderwerpe tydens ons gestilte tyd wees, dat ons die Here vra, wys aan my, wys aan ons, die visie en die missie vir die gemeente hier in Morelig. Amen. Here, tydens Pinkster het U hard gepraat, nie net met die 7 gemeentes in Openbaring nie, maar indirek ook met ons hier in Morelig. Intussen deur al die negatiewe en die positiewe beelde wat U tydens Pinkster uitgelig het vir daardie 7 gemeentes, was dit 'n geleentheid gewees wat ons ook moes sit en dink en vra, Here, wat is ons sterkpunte en wat is ons minder sterkpunte? Here, waarop kan ons bly bou? Waarop moet ons nie oor begin dink en dalk van onderaf begin oor opbou? En op die ou ende, Here, die vraag, kom ons U wil na? Leef ons U visie en U missie akkuraat uit? Dit vereis eerlikheid en opregtheid en dalk 'n herset. En ons bid, Here, help ons daarmee. Here, ons is hier want ons wil 'n verskil maak. Ons wil U lig uitleef. Ons wil die wêreld U laat raak sien deur ons doen en late. Ons wil bydra tot mense wat gered word en gewen word vir die koninkryk. Daarom bid ons, Here, mag U Gees van vandag opnuut binne elkeen van ons se harte begin werk. En mag ons op watter terrein ook al ons voel ons geroep word, mag ons nie omdat ons gedwing word nie, maar omdat ons vrywillig wil na vore tree en sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Ek wil opnuut in diens tree en help 'n positiewe verskil maak waar ek kan. Ek wil voorbou op hulle wat alreeds in en deur hierdie gemeente is, wat alreeds 'n kardinale groot verskil in die gemeente gemaak het. Ek wil van vandag af die aflosstokkie oorneem en ek wil ook my deel begin doen volgens U wil en U opdragte. Seën asseblief nie net die dag nie, nie net die week nie, maar ook die weke van hierdie proses wat voorlê.
Dis 'n tydperk waarin ons nie 'n spesifieke datum aan gaan koppel nie, Here, maar wat ons in U hande oorgee en ons vra, laat U wil geskied. Neem ons gemeente op reis soos dit U pas. Bring U die nodige veranderinge en verbeteringe aan, soos wat U voel moet wees, sodat ons hoe meer en hoe verder ons gaan, net al hoe meer helder U beeld en U naam sal verkondig en sal uitstraal. Ek dra elke lidmaat aan U op wat hier sit, Here. Ons weet, die skrif sê dit vir ons baie duidelik, elkeen het 'n unieke gawe. Elkeen het 'n manier hoe hy en sy kan deelneem aan die bouproses. Hoe klein, hoe nietig. Elkeen het 'n rol om te vervul. En ons bid, Here, mag ons oor die tyd wat kom, dan ook daardie roeping, daardie gawe, dan ook opnuut ontdek. Ons bid dit alles in U groot naam alleen. Amen. Cry, I felt the ache, the city's walls were torn and frayed. I prayed for strength, I asked for time to stand where hope had been denied. Hands were ready, hearts awake, it's time to build, it's time to stay. We build, we rise, side by side, stone on stone with God as guide, through the storm, through the fight. We'll keep the wall within our sight. We build, we rise, side by side, and God's our wall, our God, our God. They tried to mock, they tried to break, but we had work we wouldn't trade. One hand held the tools we knew, one hand kept the sword in view. Fear won't own the ground we claim, this is God's and in His name. We build, we rise, side by side, stone on stone with God as guide. Through the storm, through the fight, we'll keep the wall within our sight. We build, we rise, side by side, and God's our wall, our God, our God. It's not just stone, it's hearts restored, It's lives rebuilt, it's something more. the word was real, the tears were real, the joy returned, the wounds could heal. We build, we rise, side by side, stone on stone with God as guide. Through the storm, through the fight, we'll keep the wall within our sight. We build, we rise, side by side, and God's our wall, our God, our God. The joy of the Lord is your strength. Come, let us rebuild, and we will no longer be in disgrace. Do not be afraid. Remember the Lord, who is great and awesome. I am carrying on a great project, and I cannot go down. The sound of rejoicing could be heard far away.